Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. Ja, goeiemiddag en welkom terug by Koffie en Kontrakte. Skalk, hoe was jou week gewees? Pieter, maar goeiedag. Ja, nee, dit was 'n besige week. Moet sê, ons het dan 'n mooi rugby gehad met die Springbokke wat 'n skoonskip gemaak het met die Argentyne. Die Argentyne was so back af, hulle kaptein kon eintlik niks sê na die wedstryd nie. Ja, nee, kyk. Maar hulle het die Springbokke het 'n goeie spel gehad en dan sommer op dieselfde stadium, dieselfde trant wil ek dan net sê dat Pieter, ons dink aan jou na jou pa se afsterwe. Hier in hierdie week en alles wat mooi is vir jou en sterkte vir julle en vir jou en die familie. Dit is nie ooit 'n maklike ding nie, maar Ja, nee, dit is maar 'n deel van die lewe soos wat ons lewe soos wat ons gesê het net. Ja. Nou ja, kom ons kom terug vandag hier by ons geselsie. Verlede week het ons gesels oor die besluit om 'n huis te verkoop en wat alles daarmee saamgaan. Maar voordat ons verder daarmee aanbeweeg, kom ons beweeg na die ander aspekte van die proses, want ons wil vandag 'n bietjie deur die hele aankoopproses stap vir stap vir julle gaan, sodat jy daarom presies weet wat om te verwag. Ja, nee, dit is heeltemal so, Pieter, en mens moet ook weet wat die agtergrond is, wat dryf jy om 'n huis te koop, wat verwag jy van 'n nuwe fase in jou lewe. Daar's 'n klomp goed wat 'n mens moet uitsluitsel kry in jou lewe, en dan is dit belangrik om 'n duidelike beeld te kry van jou doelwitte wat jy wil hê in die toekoms in, sodat ons die soektog kan verfyn volgens jou unieke omstandighede. Ek het vandag byvoorbeeld 'n plek met kliënte my gebel en ek het hulle gaan sien en dit het my 2 ure gevat om vir hulle alles te verduidelik. 'n Klomp vrae, hulle het so 'n hele lys van vrae wat hulle my gevra het. Maar dit is goed om so eers met hulle te konsulteer en te gesels oor hoekom, waarom en waar gaan hulle heen en wat wil hulle doen en al daai tipe van goed. Ja, die konsultasieproses is altyd belangrik. Maar nou ja, ek dink ons het baie van dit laasweek al gehanteer met ons episode 12. Maar nou ja, en natuurlik moet ons ook praat oor die begroting, en natuurlik dit sluit in hoeveel jy kan bekostig vir 'n deposito, watter verwante opsies vir jou beskikbaar is. En dan wil ons seker maak ons soek natuurlik die regte eiendomme wat binne in jou finansiële vermoëns kan val, sodat jy daarom nie later met 'n onnodige spanning sit oor waar kry ek die geld nou vandaan vir hierdie maand weer nie. Ja, dis waar, net moet jy 'n kar verkoop om dit te doen. Ja, nadat jy jou doelwitte bespreek het, dis dit tyd vir jou finansiële kant te kyk. Jou pre-kwalifisering te doen van jou verband, of jy met jou makelaar, laat die inkom met jou gesels. En hierdie stap gee jou dan die goeie idee hoeveel jy kan leen as jy 'n lening moet vat. As jy kontant kan koop, is nog dis 'n bonus vir jou. En dit wys dan die verkopers dat jy ernstig is oor die koop van die eiendom. Ja, natuurlik die vooraf goedkeuring, of soos wat ons sê die pre-qualification, maak natuurlik jou soekproses baie makliker, want dit help jou om binne jou pryskas te bly en natuurlik enige, soos ek gesê het, onnodige teleurstelling te vermy. Nou volgende week, voor ons aangaan, volgende week gaan ons bietjie gesels met so verbandmakelaar, hopelik as hy of sy beskikbaar is vir ons. So kom ons kyk wat gebeur dan. Maar nou ja, kom ons gaan eers nou weer aan, Skalk, vir jou beurt. Ja, kom ons kyk na die lekker deel van die hele transaksie en die hele proses. Dis die soektog na 'n nuwe huis. Ons gaan saam met jou werk om 'n spesifieke kriteria aan jou nuwe woning vas te stel, en dit is altyd belangrik. 'n Mens moet weet wat wil jou koper hê, waarna soek hy, hoe moet die plek wees. Ek het gister 'n geval gehad van 'n persoon wat 'n plek verkoop het en hy soek 'n spesifieke plek, en ek het hom net gestaan en luister en ingeneem wat hy wil hê, wat is daar
En dit maak dit vir jou so maklik om dan na die plekke te soek wat jy dan so wil hê. Jy wil ook kyk na 'n goeie kombuis, groot kombuis met 'n groot oond. Hy wil koek bak of beskuit bak en hierdie klein oontjies, hulle werk nie so lekker nie. En is dit belangrik vir 'n groot tuin, ja of nee? Is dit belangrik wil jy 'n swembad hê? Nee. Wil jy 'n boorgat hê? Ja, jy weet sulke tipe van goed. Dit maak dit baie maklik vir ons as makelaars om na die plek te soek wat die betrokke mans of persone wil hê, die koper. Ja, en natuurlik ons as eiendomspraktisyns het toegang tot 'n hele aantal eiendomme wat aan jou behoeftes voldoen en ons sal natuurlik saam met jou na die eiendomme gaan kyk sodat jy 'n deeglike begrip het van wat elke woning bied en na elke besoek kry ons jou terugvoer soos Kalk nou gesê het en wat ons natuurlik kan help om jou soektog nog verder te verfyn. Presies, man, en dan weer so jy nou die perfekte eiendom gevind en dan is dit nou tyd om 'n aanbod in te sit en dan vergelyk jy hom met die markontleding, hoe vergelyk hy met die res van die plekke in die omgewing, is hy mededingend, wat is die stappe wat jy moet om jou aanbod op te stel, wat is die nodige voorwaardes soos huisinspeksies, finansiering, al daai tipe van goed, dit is baie belangrik en dan natuurlik om vir jou laat jy weet, hoor jy ek gaan 'n plek koop, maar hy het werk of hy het nie werk, jy weet. Ja, en natuurlik as jy dan nou daai aanbod gemaak het op daai spesifieke eiendom wat jy het, en daar kom 'n teenaanbod van die eienaar af, is dit nie 'n groot bekommernis nie, want ons gaan daai teenaanbod na jou toe bring en dan kan ons saam sit en besluit, jy weet, wil jy voortgaan en of pas hierdie huis by jou, dink jy die teenaanbod is nie geregverdig nie, en indien die verkoper dan nou vasskop en jy wil voortgaan met iets anders, dan kyk ons eerder of ons vir jou eiendom binne jou vermoë kan kry. Nee, dit is so lekker van hierdie hele transaksies en van 'n huiskoop. Ek het byvoorbeeld my eie meentuis wat ek gekoop het, die verkoper gesê hy wil soveel hê en ek maak toe 'n aanbod, ek sê maar kom ek sê jou soveel gee en toe sê hulle nee, dis 'n bietjie min, maar kom ons noem dit split the difference. Toe split ons die difference, toe sê ek okay, dis reg met my. En ek het hom toe nou so gekoop, maar nou as jy nou so 'n ding koop of so 'n plek koop, dan moet jy dan nou weet, hoorie, jy het nou nie jou prys gekry nie, maar nou gaan ek sekere goed onttrek uit die koop uit. Ek gaan byvoorbeeld my waterstelsel met watertanks gaan ek wegvat of my sonstelsel gaan ek afhaal. Jy gaan dit nie bykry nie. Dit is alles onderhandelinge wat daarmee sal saamgaan. Ja, dan weet natuurlik soos wat ek gesê het, dis nou waar ons as eiendomspraktisyns inkom en dan help ons jou met daai onderhandelings. Jy hoef nie self na die verkoper toe te gaan nie. Jy sê vir my of Skalk, wat is die ding wat jy wil, wat is die bedrag wat jy kan bekostig en ons gaan terug na die verkoper toe en ons sê right, dit is dit en hy sê weer vir ons okay, maar dan gaan hy weer daai en daai goed verwyder. Weet, maar dis ook die tyd waar ons dan nou weet kyk na al die formele prosesse soos die huisinspeksies, die waardasies en natuurlik die titelakte soektog om te verseker dat daar is geen regseise op die eiendomme ensovoorts. En dit is ook natuurlik die tyd waar ons enige gebeurlikhede sal aanspreek. Jy weet, soos enige herstelwerk soos wat ons genoem het, wat op die inspeksieverslag uitgelig word en ons maak seker dat al hierdie voorwaardes nagekom word sodat jy 'n goeie belegging kan maak. Nee, dit is 100% so. Ons moet albei partye moet gelukkig wees in so 'n proses. Nou net voordat ons afsluit, moet ons dan net ons stap ons so deur die eiendom en kyk hoe lyk die eiendom, is in die geokans om seker te maak alles is in orde en enige herstelwerk wat onder handel is voltooi. So dit is ook mens moet seker wees. Dit wat ek het gesien hier so kraak, is hy toegemaak? Ja, hy's toegemaak, hy's geverf, die vertrek is geverf. Daai tipe van goed.
'n mens moet seker maak dat daai aktiwiteite is wel gedoen. Ja, en dan nou wanneer hierdie alles nagekom is en ons almal is happy of gelukkig as ek dit so kan stel, dan gaan die kontrakte en al daai dokumente na die akteprokureurs toe en hulle doen dan al die dokumentasie en dan wanneer jy die dokumente onderteken het en daai dokumente is deur die aktekantoor en die eiendom is op jou naam geregistreer, dan is dit natuurlik die heel lekkerste deel van hierdie hele proses. Jy kry natuurlik jou sleutels tot jou nuwe huis en dan is dit joune. Ja, so saam met die nuwe sleutels kan jy dalk nog as jy gelukkig is nog 'n bottel champagne ook kry. Ja. Ja, nee. So, maar dit is 'n groot oomblik en ons is hier om elke stap vir elke koper, verkoper om saam met hom te stap. En jy laat kry vertroue in jou konsultant. Kry vertroue, weet wat aangaan, praat met die man. Ek meen ons is al jare in hierdie bedryf in en ons kry opleiding, ons kry elke dag opleiding. So ons is baie mooi op hoogte met sulke prosesse en ons kry nie net opleiding van YouTube of van Google af nie. Dis gekwalifiseerde mense wat vir ons opleiding gee en ek noem dit gekwalifiseerd want dis prokureurs wat oordragte doen en ons was al selfs tot in die aktekantoor en hulle het vir ons ook al vertel wat gebeur by elke stasie daar. Ja, en dit is so daar het jy dit luisteraars, as ons julle luisteraars kan noem, 'n volledige roetekaart na jou suksesvolle eiendomsaankoop en ons weet dit kan baie oorweldigend wees, maar met die regte begeleiding van almal wat betrokke is, kan dit ook 'n opwindende en 'n verrykende ervaring wees. Dit is so en as jy enige vrae het, onthou as jy enige vrae op 'n onderwerp, is jy baie welkom om ons te skakel. Ons nommers is op die koffie en kontrakte voor, jy is baie welkom, skakel een van ons en ons sal vir jou help met die regte inligting. As ons nie dit kan kry nie, wat ek baie betwyfel, sal ons uitvind en terugkom na jou toe. Dit is ook baie belangrik, laat jy weet, hoor jy, hier is ouens wat vir my dan 'n diens lewer. Ja, nee, en dan ons sien uit na die volgende episode en soos wat ek genoem het, hopelik kry ons verbandmakelaar om 'n bietjie met ons te kom gesels waar ons hulle vrae kan vra en so voorts. En dan bly maar net luister en voorspoed met jou eiendomstransaksie. Totsiens. Totsiens. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.